Môre, dit is donderdag. Ja, julle die week snel na sy einde. En ek hoop julle het koffie en julle het julle gesig gewas, besig om aan te trek, klaar te maak, gereed te maak, voor te berei, wat ook al jy nog doen, om hierdie splinter nuwe dag in die Here se genade te gaan leef. Dit is lekker om weer vanmôre saam met julle 'n stukkie uit God se woord te lees en met julle so 'n gedagte te deel. Vanoggend kom ek by Lukas 2 vers 29. Ek het nou die oggend weer so bietjie Lukas 2 deurgelees en ek besef net die diep waarhede wat hierin net opgesetel is. Nou in Lukas 2 lees ons van Simeon. Simeon was al 'n bejaarde man wat by die tempel diens gedoen het. Hy was 'n soort van 'n priester, kan jy maar sê. En die Here het aan Simeon 'n belofte gemaak en gesê, jy sal nie sterwe voordat jy nie die verlangde Messias sal sien nie. En dan lees 'n ou in Lukas 2 vers 29 waar Simeon vir Maria ontmoet en dan bid hy en hy sê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het. Jo, julle, hoe bid 'n ou vir vrede in heen gaan? En weet julle, ons geniet dit nie om oor die dood te praat nie, nê? Ons hou ook nie daarvan om oor dit te dink nie. Ons gebruik baie selde daai woord, dood. Ons doen dit nie in ons alledaagse gesprekke nie. Ons gebruik eerder frases soos om heen te gaan of om vooruit gaan, of om opgeroep te word tot 'n nuwe diens of wat ook al ons ook al gebruik. Maar weet julle, in hierdie teks vanmôre is Simeon besig om die hemelse kind te verwelkom en om vir God met 'n pragtige gebed te verheerlik. Nou hierdie gebed staan bekend as die Nunc Dimittis, se Latynse woord wat beteken die nuwe gedagte. Nou weet julle, Simeon het 'n lewe van toewyding en hoop geleef. Hy het met God gewandel. En die insig wat die Heilige Gees aan hom gegee het hom oortuig dat hierdie kindjie die beloofde Messias van die hemel was. En toe was Simeon gereed om te sterwe. Sy lewensdroom is voltooi en sy geloof in God was geregverdig. Hy is nie net eenvoudig gereed om te sterf nie. Hy het sy lewe uit God se hand ontvang en daarom was hy weer gereed om dit aan hom terug te gee. Maar weet julle, let op hoe Simeon die Here hier aanspreek. Hy sê, Here, laat u dienaar in vrede gaan. Dit is amper soortgelyk die woorde wat Maria gebruik het toe die engel aan haar verkondig het dat sy die Messias se geboorte sou gee. Sy sê in Lukas 1 vers 38, ek is tot beskikking van die Here. Hierdie hele gedagte van, as dit is wat die Here wil hê ek moet doen, sal ek hom getrou dien. Is dit nie wonderlik nie? Weet julle, diensknegte van God aanvaar hulle roeping om mense te dien en om die Here te dien, en hulle aanvaar hulle roeping om op sy te staan en nie meer hulle eie ding te doen nie, maar om te doen wat die Here van hulle vra. Hulle weet dat in hulle lewe en in dood is hulle God se diensknegte. Dis al wat hulle vra, om net aan hom gehoorsaam te bly. Hulle is nie bang vir die dood nie, omdat hulle weet dat in die dood soos in die lewe, hulle in die betroubare hande van die Here is. En daarom sterf hulle goed. So mag God vanmôre ook weer gee, dat ek en jy dit ook kan doen. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. O God van lewe en dood, kom gee dat wanneer u my roep, ek vir dit gereed sal wees. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou toe julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Môre praat ons vir oulaas vir die week. Totsiens.